18 minute voor 7, jy kuier nog saam met ons hier by Goeiemôre Good Morning en net vir my kollegas aan beide my kante wil ek sê ja, daai kolle is amper gereed, so ek weet julle sien met opgewondenheid saam met my daarna uit om daai kolle aan te vat. Maar vir eers van die warm kolle na koel, of is dit warm geldsake? Thys is natuurlik hier en hy lyk vir my baie opgewonde want dit is tyd vir sy weeklikse wins en verlies of waar is ons nou? Ek weet nie na die Bulls en die goeie so goed gedoen het, is ons nou by Bull en Bear of is ons by wins? Let's just go man, whatever goes goes. Okay, vat op, hy's jou nou. Ek wil by julle begin kollegas, wie van julle was al in Mauritius gewees? Ek was al in Mauritius. Ek was nog nie thuis. Nee, Elsa. Tyd om 'n plan te maak. Ag, ja, nee, kyk. Stuur. Wel, ons nuus gaan begin by Mauritius vanoggend, waar ons natuurlik gaan kyk, hulle begrotingsrede was in die loop van die week gewees, maar 'n paar verrassings waar nou natuurlik Mauritius 'n baie, kom ons sê tax-friendly haven is, het hulle natuurlik baie pak sla uitgedeel. Ek wil dit eintlik die woord gebruik pak sla, want dit is uiteindelik op pad is. So hulle het paar goedjies hersien, onder andere soos byvoorbeeld die hoof, kom ons sê, contributed to the GDP at 56% is natuurlik eiendom en eiendomsverkope en natuurlik ontwikkelings. Maar weer eens het ons daar gaan kyk was dit op 'n 0% vir capital gains tax gewees in die verlede en dit word nou gehersien wat dit kan opgaan van tussen 10 tot selfs 30%. So dit is natuurlik asemrowend hoog as ons gaan kyk wat in Suid-Afrika maar geruime 18% is op winsbelasting. So met ander woorde ons gaan 'n bietjie uitkyk vir daai ene, maar weer eens 'n lekker statistiek rondom Mauritius is hulle het maar 'n 6% werkloosheidssyfer teenoor Suid-Afrika en natuurlik hulle as ons gaan kyk inflasie hardloop omtrent ongeveer teen 3,8%. Wat glad nie sleg is nie. Jy weet kollegas as ons weer eens gaan kyk ja waar Suid-Afrika staan met Mauritius wat eintlik net so spoegie wat so ver van hom af weg is. Letterlik 4 ure se vlieg en natuurlik 2 ure voor ons. Op hierdie stadium bly daar nog 'n bietjie voor ons as dit kom by die ekonomie ook, maar kom ons los dit daar. Kom ons gaan 'n bietjie oor na Amerika toe. Trump, daar's 'n bietjie probleme tussen hom en Musk. Kollegas, kan jy glo daai honeymoon is nou verby. Nou het ons saam ingetrek en ons het ons onderklere op ongeluk laat val hier en daar en oral en ons raak nou kwad vir mekaar. Jy weet so dit is nou nie meer die romanse wat ons gehad het 'n klein rukkie terug nie. As ons natuurlik gaan kyk weer eens in Engels wil ek dit translate en sê die hele debakel het gegaan oor tax en spending bill wat hulle net eenvoudig net nie kon ooreengekom het tussen hom en Musk nie, want Musk glo natuurlik jy weet dit gaan die Amerikaanse debt ceiling nog ekstra opstoot waarvoor hy natuurlik glad nie voor 'n paar staan nie, maar is dit werklik 'n rede of is dit as gevolg van die tax credits gaan natuurlik uitfaseer rondom elektroniese voertuie. Nou kyk hierso gou-gou. Rykste man in die wêreld en die kragtigste man in die wêreld. Een soek A, aan die een soek B. So met ander woorde wat gaan nou gebeur? Dit is nou presies gebeur het wat gebeur het. Okay. So ek kry nie wat ek wil hê nie, jy kry nie wat jy wil hê nie. Nou sou Trump self so ver gaan en sê ja, hierdie vriendskap is eintlik nou maar verby en hy kan nie sien dat dit enigstens herstel sal kan word nie. Maar baie interessant wat ek wil wys vir ons kykers en vir julle my kollegas is hierdie volgende slide hier in die agterkant, soos wat Tesla se aandeel gedrop het gedurende die gesprek. Kyk hierso. So met ander woorde, as jy net weer na daai statistiek gaan kyk, baie eenvoudig. Die Tesla waar hy was op daai oomblik net met die gesprek was hy lekker gewees waar hy was en basies jy weet en soos wat die gesprek gebeur het waar Trump byvoorbeeld gesê het I'm very disappointed in Elon. Boom, dan gaan hy af. Toe sê Musk, without me Trump would have lost the election. Boom, dan gaan hy nog af. Toe sê Trump, I asked him to leave and he just went crazy. Boom, dan is hy weer af. Musk, such an obvious lie. So sad. Boom, nog af. So amazing. Jy weet, die sentiment wat in die mark is rondom hoe sensitief dit kan raak rondom 'n aandeleprys. So 'n allermintige 14% drop as gevolg van dit gewees. Nou wil 'n ou half vir jouself vra, hoe manipuleer ons dalk die aandeel net vir die fun of it, just to get it up again? Is dit nou maar 'n ding van ja, myne is groter as joune, jy weet daai effek van my dit en my dat. Maar as ons gaan kyk op 'n ander van die dag wie daar verloor het was definitief gewees Elon Musk. Okay. Hy het soveel verloor soos daar's 'n sekere hoeveelheid wat so kapitaal. Ek gaan dit nou weer vir jou sê, hoor. Ek gaan dit nou weer vir jou sê, hoor. Kom ons sit hier eers gou 'n bietjie neer. Jy sien dis Tesla en Musk. Tesla
Elon Musk, woordjies. elke liewe keer. Hulle Ek dink hulle aktiveer. luister vir my daar. Hulle doen, jy kan niks negatief sê nie. Oh my word. Okay, ek trek dit terug, Elon. Amper sê ek Ellen. Dit is pas vir Ellen gesê. Okay, ek trek dit terug. Kom ons beweeg oor na goud, 'n bietjie meer stabiliteit rondom die goudprys natuurlik, maar die goudprys bly met daai allermintige $3,300 opwaarts en nog 'n klein bietjie. As ons byvoorbeeld gaan kyk waartoe is goud op pad en wat manipuleer die goudprys soos wat hy is op hierdie huidige stadium. So as ons weer eens gaan kyk, daar's ongeveer so wat 212 miljoen ton is reeds al klaar gemyn van goud en as ons weer eens gaan kyk, 48% daarvan lê in juweliersware, waarvan omtrent 17% in sentrale banke lê en natuurlik ongeveer 22% lê in natuurlik jy weet munte en baars ensovoorts en die res is sommer waar dit is. Jy weet ons gaan nie te veel vrae vra nie. Maar die sentiment het begin sedert 2022 waar Amerika basies weet gekyk het dat daar absoluut amper 600 biljoen dollar van hulle kontant was basies weet gevries en daardeur het hulle teruggeval na goud toe. As gevolg van dit het China ook gesien, maar ons wil nie dieselfde bandwagon wees as die Russe nie en natuurlik word daai reserves opgekoop, maar moenie vergeet van jou Chinese retailmark wat natuurlik ook baie aankoop, jy weet, om hulle eie welvaart te gaan beskerm en natuurlik ook tot 'n groot mate ook weg te steek as ons so gaan plaas. Kom ons gaan gou 'n bietjie na Suid-Afrika toe op die JSE, waar hy weer eens rekordhoogtes gesien het vir die laaste 52 weke, waar hy weer eens geëindig het, jy weet, op 96.411 en 37777 baby, want dit is waar die JSE op hierdie stadium is. So let's do it. Okay, so dit kan nie verkeerd gaan as ek kom by die JSE op hierdie stadium nie, onthou dit. Okay, so kom ons kyk of ons hom weer daar kan kry. S&P 500 oor die 90.000 marge geklim. Dit is natuurlik positief vir my en my opinie. Weer eens as ons gaan kyk, jy weet waartoe die Amerikaanse markte op pad is en natuurlik daar's 'n geleentheidsmark waaroor ons nou gou 'n bietjie weer geuitbrei. Kollegas, ek het so nou dan praat ek, jy weet, oor 'n paar tips wat ons gee oor aandele en so aan. Use it, don't use it. Jy weet, onthou hier is maar net my opinie, as jy my advies wil hê, maak 'n afspraak en vat ons dit van daar af. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na 'n paar aandele waaroor ons in die laaste paar weke geraak het, na Bluetel om mee te begin, wat natuurlik 'n telekommunikasie aandeel is op die JSE. Toe ek julle die tip gegee het, toe was hy net so onder die 10.000 gewees, 'n marge gewees. Op hierdie stadium is hy op sy 12.080. So vir 12.90. Ek sit altyd 'n nulletjie by. Ek vra so groot om verskoning julle. Onthou dis maandag is verskoonbaar. Okay. Alles jy tablet met jou begin gesels ook. Maar as ons gaan kyk na daai aandeel waar ons die geleentheid gegee het terug in Mei maand, jy weet het ons ongeveer hierso gehad by R10 en op hierdie stadium staan hy op R12.90. So daar's ongeveer 29% se groei net daar vir jou. Julle moet luister in die klas, anders gaan julle dit uitverloor. Okay. As ons aanbeweeg na Apple toe, ons het Apple ook vir julle gewys as absolute geleentheidsaandeel, want telekommunikasie aandeel op hierdie stadium is up for grabs, maar as ons net gaan kyk na wat daai aandeleprys is. My kollegas is 'n klein bietjie stadig in die agtergrond, so ek gaan dit maar daar los vir die oggend aanbetref, wat aandele tips aanbetref. Okay. Maar weer eens, as ons al sekere aandele gaan kyk wat baie belangrik is die Magnificent 7. Okay. So nie die JSE se 777 nie, dit is 'n Magnificent 7. Okay. Dan kyk ons byvoorbeeld na Apple, ons kyk na Nvidia, ons kyk na Tesla, ons kyk na Meta, ons kyk na Alphabet en natuurlik jy weet Bluetel is natuurlik een van my gunsteling aandele lokaal op hierdie stadium. Maar kollegas, terug na julle toe. As ons gaan kyk, waar lê julle aandelebeurs? Is dit meer lokaal of is dit basies weet in die buiteland? Is julle gediversifiseer? Het julle 'n bietjie Tesla? Het julle nie Tesla nie? Hoe lyk julle aandele? Man, tuis ek gaan 'n afspraak moet maak. Ja, nee, kyk. Ek soek 'n afspraak ook. Nee, ons aandele lê maar in jou hande. Jou gedagtes. Ons leer nog, ons is nog op die skool. Okay, great. So, as ons byvoorbeeld gaan kyk na aandelebeurse en is dit belangrik om byvoorbeeld aandele te koop en te verkoop? Ek dink nie so nie. So baie keer as 'n ou byvoorbeeld nou hierdie tipe van tips luister, dan gaan jy amper jouself half vind om 'n aandeel slegs te hou vir 2 tot 4 weke elke keer op 'n slag, wat nie noodwendig die regte ding is vir die verbruiker daar buite nie. So weer eens, baie keer as ons byvoorbeeld hierdie tips vir jou sal wys, is dit te sê ja, okay, nou vandag gaan ons aankoop en ons gaan verkoop, aankoop en verkoop nie. Dis maar net 'n indikasie om vir jou te gaan wys wat die markte basies weet presteer en wat hulle doen en wat hulle kan doen. En hoe lyk die Amerikaanse sektor, hoe lyk die Europese sektor, hoe lyk ons op 'n lokale bodem ensovoorts. En ek dink dit is baie belangrik, maar ook terug na Mauritius toe. So dit is op my half bietjie teleurstel as ek gaan kyk 'n land soos Mauritius wat
absoluut wat saam. Hy maak net so 'n mushroom van 'n van 'n bom af. Maar die lekker ding is daarso dis presies wat dit op hierdie stadium is. So al daai geld is gelok na Mauritius toe om te sê ja, maar kom koop hier eiendom, jy kan residensie kry, jy kan 'n klompe wat so voordele kry, daar's inkomstebelastingvoordele, daar's dividendebelastingvoordele, jy betaal nie capital gains op eiendom wat so ontwikkelinge nie, so daar't 'n klomp geld oor 'n klompe jare na Mauritius toe geskuif. Maar op die einde van die dag is hulle byvoorbeeld 'n paar biljoen rand se eiendomme verhandel in 'n jaarlikse basis, het die regering 0 sent gevat. En ek dink ja tot 'n punt sou dit gekom het waar hulle sou gesê het, okay, maar nou moet ons 'n persentasie van hierdie vat want jy gebruik tog my resource, jy gebruik my land, jy gebruik my oppervlakte. So op 'n gegeewe tyd gaan jy tussen 10 tot 30% tog vra. Dink julle dit is regverdig wat hulle gedoen het? Ek dink beslis so. Ek dink everything has a ceiling, and when you hit that ceiling, you've actually then got to start paying back for what you're making from the land and the resources that you're using to make money. Ek ken 'n paar mense wat eiendom het in Mauritius wat hulle dan uitverhuur en holiday houses en daai tipe ding. So if you're going to be making money off a country, you should also be then putting money back into that country. So I think it's just fair. So ek dink 'n baie goeie punt, maar ek het ook juist gedink daar gaan 'n gegeewe tyd kom waar dit wel so sal wees, maar ek dink 1/3 is baie aggressief. Weet om te sê ja, maar gaan tot by 30% vat. Maar nietemin, dit is nie myne nie, is my besluite nie. Terug na julle toe. En luister, weet ons sê ons is nog in die skool en ons het nou nie die aandelebeurse en sulke goed nie, maar ons leer elke dag so baie van jou want jy maak dit, you make it palatable and you make it understandable and it's very exciting and interesting for me. Dankie Tuisa. En prettig. Tesla. Sy wil nie. Ons sit op hete kole, want 10 uur na loop Pieter deur 4 vir ons. Ons sal maar kyk of hy dit wel kan regkry. Die paramedisy is reeds op bystand bly ingeskakel.